Goeiedag. Mense het my al gehoor sê dat ek glo dat God gaan almal red op die ou einde. En iemand het al vir my van waar kom jy daarin? Dit is mos, daar's te veel tekste in die Bybel wat praat van mense gaan hel toe. Wat van die verse wat sê dat ons gaan voor God se oordeel troon verskyn om geoordeel te word? Wat van mense wat in hel se vuur gaan beland? Wat van mense wat nie die koninkryk gaan beerwe nie, as nie aan sekere standaarde voldoen nie? Wat van daai tekste? Ek wil julle sê dat vir baie jare het ek dit ook nie geglo nie. Ek het nie geglo dat almal gered gaan word nie. En hierdie besware wat ek nou net genoem het, is wat opgekom het by my ook. Maar so 'n klompie jare gelede is ek so 'n bietjie uitgedaag oor daardie onderwerp en ek moes my eie selfstudie doen. En dit het my 'n rukkie gevat om tot die gevolgtrekking te kom dat dit eintlik heeltemal korrek is dat God gaan almal red op die ou einde. En dat hierdie besware wat ek genoem het, ewige vuur, God se toorn, die oordeel, hy wat nie die koninkryk van God gaan beerwe nie. Daardie besware, as jy dit reg verstaan, en dit moet reg verstaan word, gaan nie afbreek doen aan tekste in die Bybel wat wel sê dat almal gered gaan word. Jy mag vir my vra, waar is daai tekste dan wat sê almal gaan gered word? En dan gaan ek met jou deel, nie almal nie, want ons nie tyd nie. Ek kan net hier sê in 1840 het Thomas Whittemore, Amerikaner, 100 Bybeltekste gekry en gelys wat daarop dui dat almal gered gaan word. En ek gaan nie daardie 100 hier herhaal nie, maar ek gaan net so 'n paar uitlig. En ek dink dat jy gaan dit interessant vind en ek wil jou uitdaag om dit te ondersoek. En dit wat ek hier sê, self te gaan ondersoek instel, nie net te aanvaar wat ek sê nie, want dan ek het ook maar net soveel tyd hierso om in een sessie hierdie onderwerp op te bring, so ek kan nie in diepte ingaan nie. Maar ek wil jou uitnooi om self jou eie studie te doen, kom tot jou eie gevolgtrekkings, en soos ek altyd sê, moenie jou blind staar in dit wat die erkende teoloë sê nie. Moenie jou blind staar in wat tradisionele godsdiens vir jou sê nie. Want tradisionele godsdiens is nie noodwendig wat die Bybel leer nie. Daar is baie invloede oor die jare wat ingekom het en wat 'n valse idees geskep het. Party van hulle heidense idees. Maar ek laat jy in jou oor om self daai studie te doen. Hier is nou 'n paar tekste waarna jy kan kyk en wat ek glo baie duidelik uitspel dat almal op die ou einde gered gaan word. Eerste ene, 1 Timoteus 2 vers 4 tot 6. En ek gaan hierdie tekste aan die einde weer vir julle lys, dan kan jy dit self gaan oplees en kyk of dit is wat ek sê. Dit sê God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word. So God wil hê dat alle mense verlos word. En dat hulle tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het. Nou as jy miskien dink, ja, maar goed, dit is dalk God se wens, sy wil, dat almal gered moet word, almal moet verlos word, maar nie weet wat gaan gebeur nie. Kyk, ons na die volgende teksvers, Jesaja 46 vers 9 en 10, waar God praat, hy sê, want ek is God, en daar is geen ander nie. God, en daar is niemand soos ek nie. Ek wat sê, my raadsbesluit sal standhou. Alles wat ek wil, sal ek uitvoer. So alles wat God wil hê moet gebeur, sal hy tot uitvoer bring. En as hy wil hê alle mense moet gered word, soos wat ons nou gelees het in 1 Timoteus 2, dan gaan hy dit tot uitvoering bring, en niemand gaan hom keer nie.
nie Satan nie, nie enigiemand nie, geen bose magte nie, want God is God. Hy is almagtig en hy weet wat hy doen. Kom ons kyk na Filippense 2 vers 10 tot 11. Sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Elke tong gaan bely, dat Jesus is die Here, tot eer van God die Vader. So wanneer ek sê almal gaan gered word, gaan dit nie wees omdat hulle geglo het in Boeddha, of in Allah, of in Mohammed, of enigiets van daai aard nie. Dis deur Jesus Christus wat jy gered gaan word, maar almal gaan tot daardie insig kom op 'n bepaalde tyd. En dan sê dit almal, elke tong sal bely, diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en dit is die mense wat nou dood is, wat begrawe is, sal op 'n stadium opstaan uit die doodheid en uit punt gaan kom waar hulle dit gaan bely. En dit gaan nie bely word onder dwang nie, dit gaan wees tot eer van God die Vader. Volgende ene, kom ons kyk na Johannes 1 vers 29. En dit is toe waar Johannes die doper, in die begin van sy bediening, sien hy Jesus daar aankom, en sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Nie die sonde van net 'n klein groepie mense nie, nie die sonde van die wat nou glo nie, dis die sonde van die wêreld word weggeneem. Dis 'n profetiese stelling. Dis nie sommer uit die duim uitgesê, dis nie asof hy dit nie 'n hoop uitgespreek het nie, dit is 'n stelling daar gesê onder inspirasie van die Gees. Kyk na Johannes 4 vers 42. Hier is dit waar die Samaritane opmerking maak in die Samaritaanse vrou, en die Samaritaanse vrou het met Jesus gepraat, en hy het sekere dinge van haar gesê oor haar lewe, wat niemand anders vir hom so gesê het nie, en sy het gewonder, waar kom hy daaraan? En sy het begin glo, hy is die Messias, en sy het met die ander Samaritane daaroor gaan praat, en hulle sê toe, ons het hom, dis nou Christus, self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Die Samaritane het dit ingesien, dat hy die verlosser is van wie? Nie net van Israel nie, maar van die wêreld. Kyk bietjie na Johannes 12 vers 32, Jesus wat praat, hy sê, as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. En dan gaan dit aan, dan word daar geskryf, dit het hy gesê, om aan te dui, watter dood hy sou sterf. So deur sy dood aan die kruis, sou hy met die tyd alle mense na hom toe trek. En dit is 'n baie groot waarheid daai, wat nog verder sal uitgelig word met tekste wat nou kom. Kyk bietjie na Romeine 5 vers 18. Soos daar deur die oortreding van een mens, dis nou Adam, veroordeling oor alle mense gekom het, so daar ook deur die een mens, Christus, sy gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Vir alle mense. Vir alle mense. Baie duidelik. Nie net vir sommiges nie. Vir alle mense. Soos almal in Adam verkeerde pad beland het, en ons kan dit nie help nie, dit is wat vooraf gebeur het, so het God al vir voorsiening gemaak, dat deur die ander mens, Christus, sy gehoorsame optrede, daar regverdiging tot die lewe sal kom. 1 Korintiërs 15 vers 22, soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. Nie almal tegelyk nie, nie almal van die begin af nie, daar's 'n bepaalde orde. Maar dit sê almal, soos almal deur Adam sterf,
so sal almal in Christus lewend gemaak word. Nou as party teoloë wat sê, ja, maar die almal is eintlik maar uit alle tipe van mense, van alle nasies, van alle volkere, maar dis nie wat daar staan nie. Dit sê almal. Ons is almal in Adam gewees om mee te begin, nie net sekere nasies en sekere mense nie. Ons almal stam van Adam af. En ons het daardie sondige geaardheid, wat jy maar sê, van hom af geërf. En God het dit so bewerk, dat dit weer omgekeer kan word, sodat in Christus nou weer, die tweede Adam, daar redding vir elkeen gaan kom. 1 Korintiërs 15 vers 28. Wanneer alles aan hom, dis nou Christus, onderwerp is, sal die Seun homself onderwerp aan die een, dis nou God, wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal sal wees. Sodat God alles in almal, nie net sommige nie, almal sal wees. Hierdie vers het betekenis. Ek kan nie sommer ligtelik daaroor lees nie. Dit het 'n betekenis, God gaan op die ou einde alles in almal wees. 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19. Die bediening van die versoening bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. God het die wêreld met homself versoen. In Christus. Die wêreld, die hele wêreld met homself versoen. Kolossense 1 vers 19 tot 20. Want God het dit goed gevind om deur hom, Christus, alles, ja, alles op aarde en in die hemel. So, kan 'n mens dit duideliker as dit stel? Daar's geen uitsondering nie. Alles in die hemel en op die aarde met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Daar is dit alweer, deur die kruisdood is dit bewerkstellig. 1 Timoteus 4 vers 10, die lewende God, wat die verlosser van alle mense is. Die verlosser van alle mense. Daai woord alles en almal, dit kom gereeld op. En jy kan gaan kyk na die Grieks, dit is wat dit sê. Mense wat probeer om dit af te water, is mense wat dit nie wil glo nie. Hulle wil dit nie aanvaar nie, want dis nie die tradisie, dis nie hoe hulle geleer is nie. Hierdie is in stryd met hoe hulle geleer is. Maar weer eens, soos ek al van tevore gesê het, ons sal moet, as jy die skrif wil bestudeer, vergeet van wat die tradisie sê en doen jou eie selfstudie, gaan kyk wat die woord eintlik sê. In Johannes 2 vers 2, en hy, Christus, is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Daar kom dit nou weer. Nie net ons nie, maar die hele wêreld. Hy is die versoening vir ons sondes. En dan sluit ek af met Openbaring 21 vers 4. Na 'n tyd kom die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Daar gaan 'n tyd kom. Dis dalk duisende jare van nou af, maar daar gaan daai tyd kom, want daar nie meer so iets soos dood gaan wees nie. Almal wat dood was, sal lewendig weer wees. En almal sal in harmonie met God wees, en God sal alles in almal wees. Nou, hier is net 'n paar tekste wat ek maar geselekteer het en genoem het. Daar is heel wat ander, en jy kan jouself jou eie studie maak en oplees op my webtuiste, godisgod.co.za, en daar is ook na ander webtuiste wat ek verwys, www.tentmaker.org, as ek reg onthou. Daar is baie materiaal oor hierdie onderwerp. Nou kortliks die besware, en ek het nou hierdie tekste genoem,
Maar nou wat van dan die ander verse wat praat van ewige vuur byvoorbeeld? Want Jesus het mos gepraat van ewige vuur. Nou ek het al in ander video's hieroor gepraat, maar dit het niks te doen met wat met 'n persoon gebeur as hy nou doodgaan nie. Dit is 'n bepaalde konteks waarin dit genoem is, en die woord ewige moet jy 'n bietjie gaan bestudeer. Die Griekse woord daar is aion. En dit word so verskillend vertaal in verskillende vertalings, soos byvoorbeeld die King James wat dit vertaal partykeer as eternity, forever, world, en ander paar woorde wat ek nie eens kan dink nie, maar ek wil jou net een voorbeeld gee. In Matteus 28, die heel laaste vers daarso, sê Jesus, ek is met julle tot aan die einde of die voleinde van die wêreld. En as jy daai woord wêreld, is eintlik Grieks die aion. As jy hom moet vertaal konstant soos wat hy in ander plekke vertaal word as ewigheid, dan gaan dit beteken ek is met aan julle tot aan die einde van die ewigheid. Nou, hoe kan 'n ewigheid 'n einde hê? Dit maak nie sin nie. En dit gee vir net so 'n bietjie van so 'n hint, hier is iets nie lekker nie. Hier is daai vertalings moet ons mooi na gaan kyk. En as jy gaan kyk na die letterlike vertalings, Young's Literal Translation, die Concordant Translation, en andere wat letterlik is, gaan jy sien, hulle gaan nie die woord ewige sommer gebruik nie, want Griekse kenners is dit eintlik eens, dat daai woord ewig, daai konsep bestaan nie eintlik in die Grieks nie in die Griekse woorde wat ons in die Bybel vind nie. So, dit is die een ding, die ewige vuur waarvan Jesus gepraat het, was nie eintlik ewig nie, en was in 'n bepaalde konteks gewees, en ek het in ander video's daaroor gepraat, ek kan nie nou meer daaroor sê nie. Wat van God se toorn? Jy weet, God se toorn is eintlik meer sy verontwaardiging, en dit is gedryf deur sy passie vir mense, uit sy liefde uit vir mense. Dit is nie 'n blinde woede nie. Die Griekse woord, nogal interessant, is orgie, O-R-G-E. So dit is nie wat ons dink aan 'n blinde woede, en hy wil dit net uithaal op mense nie. God is 'n God van liefde. Hy wil nie ons met so 'n blinde woede ooit hê nie, en hy homself sal dit ook nie openbaar nie. En dan wat van die woord oordeel? Mense gaan mos geoordeel word. Nou ja, die woord oordeel is miskien 'n beter woord as te veroordeel. Dis nie noodwendig veroordeel nie. Daar sal oordeel wees, maar die oordeel het te doen om dinge reg te maak wat verkeerd gegaan het. En die Griekse woord weer eens is nogal veelzeggend. Die Griekse woord is krisis. Ja, krisis, K-R-I-S-I-S. Wat van mense wat nie die koninkryk gaan beerwe nie? Jesus het daaroor gepraat, ja. En Paulus het ook al gesê, die mense wat so en so is, selfs mense wat jaloesie het, en twis, en woede het, ja, gaan nie die koninkryk van God beerwe nie, maar is in 'n bepaalde konteks, daai koninkryk het niks te doen met ons ewige lot nie. Die koninkryk is iets wat God eintlik vir Israel beloof het, en wat gaan gebeur vir Israel. So moenie dit wat vir Israel bedoel is in 'n koninkrykskonteks koppel aan die ewige lot van die mensdom nie. En selfs die van Israel wat nie in die koninkryk inkom nie, sal met 'n tyd kom in die opstanding na die 1000-jarige periode, wat ons noem die vredesryk, die millennium, en daar gaan dan voor die troon van God verskyn, en dan gaan daar 'n krisis situasie wees vir hulle, en dan gaan God met hulle werk. So moenie dinge gebruik wat nie die uiteindelike lot is van die mens nie, en wat ook net vir 'n bepaalde groep bedoel is, en dit op almal van toepassing maak nie. Nou, dit is 'n groot studie wat baie meer tyd gaan vat. Ek kan nie behoorlik dalk dit heeltemal behanteer in hierdie kort tydjie nie, maar weet net dat daar is soveel tekste in die Bybel wat praat van die mense, almal gaan met God versoen word. Almal gaan gered word. En ek wil net vir julle sê dat vandat ek hierdie waarheid aanvaar het, en dit is nie so lank terug nie, miskien is minder as 10 jaar gelede,
vandat ek dit aanvaar het my opinie en my waardering en my liefde vir God sommer net die hoogte ingeskiet. En ek het net besef weer eens dat God, eintlik nie gesê weer eens nie, ek het net opnuut besef, God is groter, beter, slimmer, as wat ek ooit kon dink. Hy het 'n plan waarmee hy werk, en daai plan speel homself af oor duisende jare. Dis reg, ek sal graag dinge 'n bietjie vinniger wil laat gebeur het, maar ek is maar 'n mens, wie is ek, om vir my Skepper te sê hoe vinnig dit moet gebeur. So hy dink groot, en hy laat dinge gebeur oor duisende jare. En die ander ding is dat ek het tot die diepe besef gekom, dat God is werklik in beheer van sake. Dit lyk nie altyd so nie, dit lyk asof die kwade, die goeie oorheers, en dit is so in hierdie wêreld. Hy het ook vir ons gesê, hierdie wêreld is 'n bose wêreld, maar hy het ook vir ons gesê, dis 'n tydelike wêreld, en dit gaan verbygaan. Die ander ding is daar is eintlik geen stryd tussen God en Satan nie. God gebruik Satan. Hy gebruik hom, en hy gaan nog Satan heeltemal hierdie prentjie uitkry, en ek sal later miskien weer daaroor praat, maar daar's geen stryd om van te praat nie. God is totaal en al in beheer, en alles wat gebeur volgens sy wil. En dan, soos ek gesê, dit kan dalk duisende jare vat. En ons is nie so geduldig nie, maar God het 'n ander manier om na tyd te kyk as wat ons daarna kyk. En hierdie hele waarheid, moet ek vir jou sê, gee vir my onwrikbare hoop. Nie op hierdie lewe nie, maar op wat ander kant hierdie lewe lê. Daar is 'n opstanding, en daar's dinge wat daar gaan gebeur wat nie een van ons ooit in ons wilste drome kon uitdink of dit verbeel nie. Dit is net te wonderlik. Ek kan nie sê wat dit is nie, ek weet self nie, maar ek weet net dat God het groot dinge beplan vir sy hele skepping. En dit gee vir my hoop, en dit gee vir my tonne en tonne vreugde. En ek wil vir jou uitnooi, doen daai studie, en dan kan jy ook daardie hoop en daardie vreugde ervaar.